As Adam en Eva volgens Genesis 3 vers 23 tot 24 uit die paradys weggestuur word omdat hulle nee gesê het vir die lewe wat God vir hulle bedoel het, dan word die verskriklikheid van die dood, swaar kry, pyn en lyding deel van die mens se lewe. Dit was nie God se wil vir die lewe van die mens nie, maar hulle het daarvoor gekies. In Johannes 11 vers 33 tot 35 hoor ons dat die Here Jesus by die graf van Lazarus huil, oomblikke voordat hy hom uit die dood sou opwek. Hoekom huil Jesus oor iemand wat dood is, as hy weet dat hy hom oomblikke later uit die dood sou opwek? Die Here Jesus het nie oor Lazarus gehuil nie, maar oor die verskriklike pyn wat die dood vir mense bring. Hy het daaroor gehuil dat die mens hierdie verskriklike pyn en lyding oor hulle lewe gebring het. Toe die Here Jesus op daardie Sondagmôre uit die graf opstaan, het hy volgens 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57 die mag van die dood vernietig en die oorwinning behaal. Deur Jesus Christus se opstanding het daar vir ons 'n nuwe lewe gekom. Ons kan nou ons lewe in sonde aflê en deur die Heilige Gees nuut gemaak word. Ja, soos 1 Korintiërs 15 vers 50 sê, ons moet die liggaam waarin ons is aflê, sodat ons deur Christus 'n nuwe hemelse liggaam kan kry. Al is dit vir ons moeilik as 'n geliefde sy of haar aardse liggaam aflê, het ons troos en hoop, want Christus het die mag van die dood gebreek en hulle wat in Christus is, lewe by God. Paasondag, die opstanding van Jesus Christus, sê die dood is dood. Die angel van die dood is weg. Ons het nou die sekerheid dat ons ook soos Christus uit die dood sal opstaan. Die dood is nie meer die einde nie. Dit is die begin van 'n nuwe lewe saam met God. Wat beteken dit vir jou op hierdie Paasondag?